Genesis hoofstuk 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskapen. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het scheiding gemaakt tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nacht genoem. En het was aand, en het was môre die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat het scheiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak, en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem, en het was aand, en het was môre die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En het was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat het en God het gesê, laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En het was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En het was aand, en het was môre die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om scheiding te maak tussen die dag en die nacht. En laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nacht, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op die aarde, en om te heers oor die dag en oor die nacht, en om scheiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. En het was aand, en het was môre die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens. En laat die voëls, en God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die waters in die see. En laat die voëls op die aarde vermeerder. En het was aand, en het was môre die vyfde dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskapen na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskapen, man en vrou het hy hulle geskapen. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En het was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En het was aand, en het was môre die sesde dag. Genesis hoofstuk 2. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskapen het, deur dit te maak. Genesis 2 vers 4 tot 25.
skepping van die man en die vrou, Eden. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie. Want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. En die Here God het allerlei bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is het verdeel en het 4 lope geword. Genesis hoofstuk 3. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Havila loop, waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsemgom en onyxsteen. En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele land Kus loop. En die naam van die derde rivier is die Hiddekel. Dit is hy wat oos van Asser loop. En die vierde rivier is die Frat. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Genesis hoofstuk 3. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord,
die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite in jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Genesis hoofstuk 4. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat. En toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om dit te dra. Kyk, u verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir u aangesig. 'n Swerwer en vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom, daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land Nod, aan die ooste kant van Eden. En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword, en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad, en noem die stad na die naam van sy seun Henog. En vir Henog is Irad gebore, en Irad was die vader van Mehujael. En Mehujael was die vader van Methusael, en Methusael die vader van Lamech. En Lamech het vir hom 2 vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada, en die naam van die tweede Silla. En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op siters en fluite speel. En Silla het ook gebaar, naamlik Tubal-Kain, 'n smid wat allerhande koper en yster instrumente gemaak het.
en die suster van Tubal-Kain was Naema. En Lamech het aan sy vroue gesê, Ada en Silla, hoor na my stem. Vroue van Lamech, luister na my woord. Voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond en 'n seun wat my kwes. Want Kain sal 7 maal gewreed word, maar Lamech 77 maal. En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem. Want het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. Genesis hoofstuk 5. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskape, en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem. En die dae van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, 930 jaar, en hy het gesterwe. Toe Set 105 jaar oud was, het hy die vader van Enos geword. En Set het na die geboorte van Enos nog 807 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Set 912 jaar, en hy het gesterwe. Toe Enos 90 jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword, en Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Enos 905 jaar, en hy het gesterwe. Toe Kenan 70 jaar oud was, het hy die vader van Mahalalel geword. En Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Kenan 910 jaar, en hy het gesterwe. Toe Mahalalel 65 jaar oud was, het hy die vader van Jered geword. En Mahalalel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Mahalalel 895 jaar, en hy het gesterwe. Toe Jered 162 jaar oud was, het hy die vader van Henoch geword. En Jered het na die geboorte van Henoch nog 800 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Jered 962 jaar, en hy het gesterwe. Toe Henoch 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henoch het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henoch 365 jaar. En Henoch het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Toe Methuselah 187 jaar oud was, het hy die vader van Lamech geword. En Methuselah het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Methuselah 969 jaar, en hy het gesterwe. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek, en hom Noach genoem, want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande, wat voortkom uit die aarde wat die Here vervloek het. En Lamech het na die geboorte van Noach nog 595 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Lamech 777 jaar, en hy het gesterwe. En Noach was 500 jaar oud, en Noach het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Genesis hoofstuk 6. Toe die mense op die aarde begin vermeerder, en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is. Maar sy dae sal wees 120 jaar. En die dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was,
en al die versinsels wat hy in sy hart bedink altyd deur net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout, met afdelings moet jy die ark maak, en dit binne en buite met pik bestryk. So moet jy dit maak, 300 el die lengte van die ark, 50 el sy breedte en 30 el sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak, en op die maat van 'n el moet jy dit aan die bokant afwerk, en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak, want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan, om dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, 2 van elke soort moet na jou kom om in die lewe te bly. En jy neem vir jou van al die voedsel wat geëet word en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien. En Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Genesis hoofstuk 7. Daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Van al die reindiere moet jy vir jou telkens 7 paar neem, die mannetjie met sy wyfie. Maar van die diere wat nie rein is nie, 2, die mannetjie met sy wyfie. Ook van die voëls van die hemel telkens 7 paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde. Want oor nog 7 dae sal ek laat reën op die aarde, 40 dae en 40 nagte, en al die lewende wesens wat ek gemaak het van die aarde verdelg. En Noag het gedoen net soos die Here hom beveel het. En Noag was 600 jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het. En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom het in die ark gegaan vanweë die waters van die vloed. Van die rein diere en van die diere wat nie rein is nie en van die voëls en van alles wat op die aarde kruip, het daar 2 na Noag in die ark gegaan, 'n mannetjie en 'n wyfie, soos God Noag beveel het. Na die 7 dae kom toe die waters van die vloed op die aarde. In die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen. En die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte lank. Op daardieselfde dag het Noag en Sem en Cham en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die 3 vroue van sy seuns, saam met hulle in die ark gegaan. Hulle en al die wilde diere volgens hulle soorte en al die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die aarde kruip volgens hulle soorte en al die voëls volgens hulle soorte, voëls van allerlei vere. Van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan. En die wat ingaan het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees, soos God hom beveel het. En die Here het agter hom toegesluit. En die vloed was 40 dae lank op die aarde. Die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgereis het bo die aarde. En die waters het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe. En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. 15 el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was. En alle vlees wat op die aarde beweeg het weggesterwe, die voëls en die vee en die wilde diere, en al die gedierte wat op die aarde wemel en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel. Hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was. En die waters het die oorhand behou oor die aarde 150 dae lank. Genesis hoofstuk 8. En God het gedink aan Noag en aan al die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was.
En God het 'n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het. Ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan, en die stortreën uit die hemel het opgehou. Toe het die waters geleidelik van die aarde teruggegaan, en die waters het afgeneem aan die eind van 150 dae. En die ark het in die 7de maand, op die 17de dag van die maand, op die gebergte van Ararat gerus. En die waters het geleidelik afgeneem tot die 10de maand. In die 10de maand, op die 1ste van die maand, het die toppe van die berge sigbaar geword. Toe het Noag aan die eind van 40 dae die venster oopgemaak van die ark wat hy gebou het, en 'n kraai uitgestuur, wat gedurig heen en weer gevlieg het, totdat die waters weggedroog het van die aarde af. Daarop laat hy 'n duif van hom af wegvlieg om te sien of die waters oor die aarde verminder het. Maar die duif het geen rustplek vir die holte van sy voet gevind nie, en na hom teruggekeer in die ark, want die waters was oor die hele aarde. So het hy dan sy hand uitgesteek en hom gegryp en in die ark by hom gebring. Daarna het hy weer 7 dae gewag, toe stuur hy die duif weer uit die ark. En die duif het in die aand na hom gekom, en daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het. Daarna wag hy weer 7 dae en stuur die duif uit, maar hy het nie weer na hom teruggekeer nie. In die 601ste jaar, in die 7de maand, op die 1ste van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af. En Noag het die deksel van die ark weggeneem en uitgekyk, en die aarde was droog. In die 2de maand, op die 27ste dag van die maand, was die aarde droog. En God het met Noag gespreek en gesê, gaan uit die ark, jy en jou vrou en jou seuns, en die vroue van jou seuns saam met jou. Laat saam met jou uitgaan al die diere wat by jou is, van alle vlees, die voëls en die vee en al die diere wat op die aarde kruip, dat hulle kan wemel op die aarde en vrugbaar wees en vermeerder op die aarde. Toe gaan Noag uit en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom. Al die diere, alles wat kruip, en al die voëls, alles wat om die aarde beweeg, volgens hulle soorte, het uit die ark uitgegaan. En Noag het vir die Here 'n altaar gebou, en van al die rein diere en al die rein voëls geneem, en brandoffers op die altaar gebring. En die Here het die lieflike geur geruik, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek terwille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref, soos ek gedoen het nie. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. Genesis hoofstuk 9. En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word. Want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde en vermeerder daarop. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, maar ek, kyk, ek rig my verbond met julle op, en met julle nageslag na julle, en met al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle, al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en julle en al die lewende wesens in alle vlees. En die waters sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens en alle vlees wat op die aarde is.
En God het vir Noag gesê, dit is die teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Genesis 9 vers 18 tot 29, die seuns van Noag. En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet, en Gam was die vader van Kanaan. Hierdie drie was die seuns van Noag, en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners. En Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant. Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daar buite te kenne gegee. Toe neem Sem en Jafet die boekleed en hou dit op hulle skouers, terwyl hulle agteruitloop, en hulle die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het, sê hy, vervloek is Kanaan, 'n knegt van die knegte moet hy wees vir sy broers. Verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. En Noag het na die vloed 350 jaar gelewe. So was dan al die dae van Noag 950 jaar, en hy het gesterwe. Genesis hoofstuk 10. En dit is die stamboom van die seuns van Noag, Sem, Gam en Jafet. Vir hulle is daar seuns gebore na die vloed. Die seuns van Jafet was Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Mesech en Tiras. En die seuns van Gomer was Askenas en Rifat en Togarma. En die seuns van Javan was Elisa en Tarsis, die Kitiërs en Dodanite. Uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, en hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte en hulle nasies. En die seuns van Gam was Kus en Misraim en Put en Kanaan. En die seuns van Kus was Seba en Havila en Sapta en Raema en Saptega, en die seuns van Raema, Skeba en Dedan. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne en die land Sinjar. Uit hierdie land het hy getrek na Asser en gebou Nineve en Rehoboth-ir en Kalach en Resen tussen Nineve en Kalach, dit is die groot stad. En Misraim was die vader van die Ludite en Anamite en Lehabite en Naftuhite. En die Patrisite en Kasluhite waaruit die Filistyne voortgekom het, en Kaftorite. En Kanaan was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het, en die Jebusite en Amorite en Girgasite, en die Hewite en Arkite en Sinite, en die Arvadite en Semarite en Hamatite. En daarna het die geslagte van die Kanaaniete hulle versprei. En die gebied van die Kanaaniete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gaza in die rigting van Sodom en Gomorra, en Adma en Seboim tot by Lesa. Dit was die seuns van Gam volgens hulle geslagte, na hulle tale en hulle lande en hulle nasies. En ook vir Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is seuns gebore. Die seuns van Sem was Elam en Asser en Arpaksad en Lut en Aram. En die seuns van Aram was Us en Hul en Geter en Mas. En Arpaksad was die vader van Selach en Selach van Heber. En vir Heber is 2 seuns gebore. Die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak, en die naam van sy broer was Joktan. En Joktan was die vader van Almodad en Seleg, en Hasarmavet en Jerach, en Adoram en Usal en Dikla, en Obal en Abimael en Skeba, en Ofer en Havila en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan. En hulle woonplek was van Mesa af, in die rigting van Sefar, die berg van die ooste. Dit is die seuns van Sem volgens hulle geslagte, na hulle tale en hulle lande volgens hulle nasies. Dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming en hulle nasies. En uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel na die vloed. Genesis hoofstuk 11. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde.
En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Siniar, en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar, kom, laat ons stene vorm en het goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak nie. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. En die Here sê, daar is hulle nou een volk en het almal een taal. En dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So die Here hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Genesis 11 vers 10 tot 32, afstammelinge van Sem. Dit is die stamboom van Sem. Toe Sem 100 jaar oud was, het hy die vader van Arpachsad geword, 2 jaar na die vloed. En Sem het na die geboorte van Arpachsad nog 500 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Arpachsad 35 jaar oud was, het hy die vader van Selag geword. En Arpachsad het na die geboorte van Selag nog 403 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Selag 30 jaar oud was, het hy die vader van Heber geword. En Selag het na die geboorte van Heber nog 403 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Heber 34 jaar oud was, het hy die vader van Peleg geword. En Heber het na die geboorte van Peleg nog 430 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Peleg 30 jaar oud was, het hy die vader van Rehu geword. En Peleg het na die geboorte van Rehu nog 209 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Rehu 32 jaar oud was, het hy die vader van Serug geword. En Rehu het na die geboorte van Serug nog 207 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Serug 30 jaar oud was, het hy die vader van Nahor geword. En Serug het na die geboorte van Nahor 200 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Nahor 29 jaar oud was, het hy die vader van Tera geword. En Nahor het na die geboorte van Tera nog 119 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Tera 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abram, Nahor en Haran. En dit is die stamboom van Tera. Tera, die vader geword van Abram, Nahor en Haran van Lot. En Haran het gesterwe, terwyl sy vader Tera nog geleef het in sy geboorteland in Ur van die Galdeërs. En Abram en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abram se vrou was Sarai, en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jeska. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. En Tera het sy seun Abram geneem, en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek, om na die land Kanaan te gaan. En hulle het tot by Haran gekom, en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar, en Tera het in Haran gesterwe. Genesis hoofstuk 12. En die Here het aan Abram gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe het Abram weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek. En Abram was 75 jaar oud, by sy vertrek uit Haran. En Abram het Sarai sy vrou, en Lot sy broerskind geneem, en al hulle besittings wat hulle bymekaar gemaak, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom. En Abram het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentynboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abram en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel,
en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die ooste kant, en daar vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abram al verder na die suidland weggetrek. En daar was hongersnood in die land, sodat Abram na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was zwaar in die land. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek. Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, dit is sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog, jy is my suster, dat het met my goed kan gaan terwille van jou, en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. Toe Abram dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien, en haar by Farao geprys. En die vrou is na die paleis van Farao geneem. En hy het goed gedoen aan Abram om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. Maar die Here het Farao in sy huis met groot pla besoek, terwille van Sarai, die vrou van Abram. Daarop laat Farao Abram roep, en hy sê, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê, sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou, neem haar en gaan weg. En Farao het aan enkele manne aangaande om bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besit. Genesis hoofstuk 13. So het Abram dan uit Egipte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom. En Abram was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. En hy het van plek tot plek uit die suidland getrek, tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, na die plek van die altaar wat hy vroeger daar gebou het. En Abram het daar die naam van die Here aangeroep. En Lot, wat saam met Abram getrek het, het ook klein vee en beeste en tente gehad. En die land kon hulle nie dra om saam te woon nie, want hulle besittings was groot, sodat hulle nie saam kon woon nie. En daar het twis ontstaan tussen die veewagters van Abram en die veewagters van Lot. Ook het die Kanaaniete en Feresiete destyds in die land gewoon. Toe sê Abram vir Lot, laat daar toch geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie, skei jou toch van my af. Gaan jy links, dan sal ek regs gaan, en gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het. Voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar soos die tuin van die Here, soos Egipteland. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies. En Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei. Abram het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek, en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. En die Here sê vir Abram, nadat Lot van hom geskei het, slaan toch jou oë op, en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en suide, na die ooste en weste. Want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal het aan jou gee. Toe het Abram al verder tente opgeslaan, en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is. En hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies. En Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei. Abram het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek, en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. En die Here sê vir Abram, nadat Lot van hom geskei het, slaan toch jou oë op, en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en suide, na die ooste en weste. Want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee en aan jou nageslag tot in ewigheid. En ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word. Maak jou klaar, trek die land deur in sy lengte en sy breedte, want ek sal het aan jou gee. Toe het Abram al verder tente opgeslaan, en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is.
en hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Genesis hoofstuk 14. En in die dae van Amrafel, die koning van Siniar, Arioch, die koning van Elasar, Kedorlaomer, die koning van Elam, en Tidial, die koning van die nasies, het hulle oorlog gevoer teen Bera, die koning van Sodom, en teen Birsa, die koning van Gomorra, Siniab, die koning van Adma, en Semeber, die koning van Seboim, en teen die koning van Bela, dit is Soar. Hulle het almal hulle leers verenig in die laagte Siddim, dit is die Soutsee. 12 jaar lang het hulle Kedorlaomer toe al gedien, maar in die 13de jaar het hulle opstandig geword. Toe kom Kedorlaomer in die 14de jaar, en die konings wat saam met hom was, en hulle verslaan die Refaite in Asterot Karnaim, en die Susite in Ham, en die Emite in die vlakte van Kirjataim, en die Horite op hulle gebergte Seer, tot by Elparan wat aan die woestyn lê. Daarop het hulle omgedraai, en by En Mispat, dit is Kades gekom, en die hele land van die Amalekiete verower, en ook die Amorite, wat in Haseson Tamar woon. Toe trek die koning van Sodom uit, en die koning van Gomorra, en die koning van Adma, en die koning van Seboim, en die koning van Bela, dit is Soar, en stel hulle in die laagte Siddim in slagorde teen hulle op. Teen Kedorlaomer, die koning van Elam, en Tidial, die koning van die nasies, en Amrafel, die koning van Siniar, en Arioch, die koning van Eleazar, 4 konings teen 5. Maar die laagte Siddim was vol gate in die lijmgrond, en toe die konings van Sodom en Gomorra wegvlug, het hulle daarin geval, en die wat oorgeblij het na die gebergte gevlug. En hulle het al die goed van Sodom en Gomorra en al hulle voedsel geneem en weggetrek. Hulle het ook Lot, Abrahamse broerskind, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. Toe kom daar een wat vry geraak het en vertel dit aan Abraham die Hebreër, wat woonagtig was by die terpentynbome van Mamre, die Amoriet, broer van Eskol en broer van Aner. En hulle was bondgenote van Abraham. Toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is laat uittrek, 318, en hulle tot by Dan agtervolg. Hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, hy en sy dienaars, en hulle verslaan en hulle agtervolg tot by Hoba wat noord van Damaskus lê. En hy het al die goed teruggebring en ook sy broer Lot en sy goed teruggebring, en ook die vroue en die manskappe. Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek om tegemoet na die laagte Save, dit is die koningslaagte. En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring, en hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. En geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het. Toe gee hy hom die 10de van alles. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir uself. Toe antwoord Abraham, die koning van Sodom, ek hef my hand op tot die Here, God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak, niks vir my nie, net wat die dienaars geëet het en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat die hulle deel neem. Genesis hoofstuk 15. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Toe vra Abraham, Here, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis die Damaskener Eliezer is? Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie. So sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Verder het hy vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs, om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê, Here, Here, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En hy antwoord hom, neem vir my 'n 3 jaar oud vers, en 'n 3 jaar oud bokooi, en 'n 3 jaar oud ram, en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het dit alles vir hom gebring en het middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie.
Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lang. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die Keniete en Kenesiete en Kadmoniete en Hittite en Feresiete en Refaite en Amorite en Kanaaniete en Girgasiete en Jebusiete. Genesis hoofstuk 16. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan toch in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. En Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand, doen met haar, soos dit goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar weggevlug. En die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur, en gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal en almal se hand teen hom. En hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het, U is 'n God wat sien, want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien? Daarom noem hulle die put van Lagai Roi, dit lê daar tussen Kades en Beret. En Hagar het vir Abraham 'n seun gebaar, en Abraham het sy seun wat Hagar gebaar het, Ismael genoem. En Abraham was 86 jaar oud toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het. Genesis hoofstuk 17. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle, en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n Seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie, die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees, as 'n ewige verbond. En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek.
Verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja, ek sal haar seën, sodat sy tot nasies sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 jaar oud is baar? En Abraham sê aan God, ag, mag Ismael lewe voor uw aangesig. Toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Isak noem. En ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. En nadat hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. Daarop neem Abraham sy seun Ismael, en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle vooruit nog op daardieselfde dag besny, soos God met hom gespreek het. En Abraham was 99 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. En sy seun Ismael was 13 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Op daardieselfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny, en al die manne van sy huis, die wat in sy huis gebore, en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is saam met hom besny. Genesis hoofstuk 18. Daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in uw oë gevind het, gaan dan toch nie by uw knegt verby nie. Laat hulle toch 'n bietjie water bring en was uw voete en lê in rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk uw hart, daarna kan u verder gaan, want daarom het u by uw knegt aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê het. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gou, knie 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat dit gou klaar gemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het, en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan. En hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara, uw vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel lus hê nadat ek oud geword het en my Heer oud is? Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom, en Sara sal 'n seun hê. Maar Sara het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Toe staan die manne daar vandaan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom. En Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring. Daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? Terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het, en so nie, ek wil dit weet. Toe het die manne daar vandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. En Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar terwille van die 50 regverdiges wat daarin is nie? Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind binne in die stad, dan sal ek die hele plek spaar om hulle ontwil. En Abraham antwoord en sê, kyk toch, ek het het gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is. Miskien sal daar aan die 50 regverdiges 5 ontbreek. Sal u terwille van 5 die hele stad verwoes?
En hy antwoord, ek sal dit nie verwoes as ek daar 45 vind nie. En hy het nog verder met hom gespreek en gesê, miskien sal daar 40 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit terwille van die 40 nie doen nie. Verder sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en mag ek nog iets sê, miskien sal daar 30 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit nie doen as ek daar 30 vind nie. Toe sê hy, kyk tog, ek het het gewaag om met die Here te spreek, miskien sal daar 20 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit terwille van die 20 nie verwoes nie. Toe sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar 10 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit terwille van die 10 nie verwoes nie. En die Here het weggegaan toe hy opgehou het om met Abraham te spreek. En Abraham het na sy woonplek teruggekeer. Genesis hoofstuk 19. En die 2 engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe en gesê, kyk tog my Here, draai tog uit na die huis van uw dienaar en bly die nag oor en was uw voete. Dan kan u vroeg opstaan en uw reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag. Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak en hulle het geëet. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking, almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannacht na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Daarop gaan Lot na hulle toe uit, voor die ingang en sluit die deur agter hom toe. En sê, my broers, moet toch nie kwaad doen nie? Kyk toch, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie. Laat ek die na julle uitbring en doen met hulle soos het goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. Toe antwoord hulle, gee pad daar. En hulle sê, hierdie een het gekom om hier as vreemdeling te vertoef, en wil toch gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man op Lot aangedring en nader gekom om die deur oop te breek. Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle te vergeefs na die ingang gesoek het. Daarop sê die manne vir Lot, wie het jy hier nog, 'n skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad, bring hulle uit die plek uit, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here. En die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns wat met sy dogters sou trou, en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gek skeer. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. En toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Daarop antwoord Lot hulle, ag nee, my Here, kyk toch, u knegt het genade in uw oë gevind, en u het uw guns groot gemaak, wat u aan my bewys het, deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug, sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie. Kyk toch, hierdie stad is naby om daarheen te vlug, en dit is klein. Laat my toch daarheen vlug. Is dit nie klein nie, dat ek kan lewe? En hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Soar. Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom. En die Here het swavel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoon. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes het, God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. En Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy 2 dogters gaan woon op die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly. Daarom het hy saam met sy 2 dogters in 'n spelonk gaan woon.
En die oudste het aan die jongste gesê, ons vader is oud, en daar is geen man in die land om na die reël van die ganse aarde by ons in te gaan nie. Kom, laat ons aan ons vader wyn gee om te drink en met hom gemeenskap hou, sodat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou. Hulle gee toe die nag aan hulle vader wyn om te drink, en die oudste het gekom en met haar vader gemeenskap gehad, sonder dat hy dit gewaar het toe sy gaan lê en toe sy opstaan. Die volgende dag sê die oudste aan die jongste, kyk, ek het verlede nag met my vader gemeenskap gehad. Laat ons hom vandag weer wyn gee om te drink. Gaan dan in, hou met hom gemeenskap, dat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou. Hulle gee toe die nag weer aan hulle vader wyn om te drink, en jongste het opgestaan en met hom gemeenskap gehad, sonder dat hy dit gewaar het toe sy gaan lê en toe sy opstaan. So dan die twee dogters van Lot by hulle vader bevrug geword, en die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete. En die jongste het ook 'n seun gebaar en hom Ben-Ami genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete. Genesis hoofstuk 20. En Abraham het daarvandaan weggetrek na die Suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef. En Abraham het van Sara sy vrou gesê, sy is my suster. Toe laat Abimelech die koning van Gerar Sara haal. Maar God het in die nag by Abimelech gekom en in drome vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe terwille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou. Maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie. Daarom het hy gevra, Here, sal u ook 'n regverdige nasie ombring? Het hy my nie self gesê nie, sy is my suster, en sy het self ook gesê, hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. Daarop antwoord God hom in die droom, ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het, en ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen my te sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie. Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet, en hy sal vir jou bid dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort. Abimelech is toe die môre vroeg op en het al sy dienaars geroep en die hele saak voor hulle ore vertel. Toe was die manne baie bang. En Abimelech het Abraham laat roep en hom gevra, wat het jy ons aangedoen? En wat het ek teen jou gesondig, dat jy oor my en my koninkryk 'n groot sonde gebring het? Dinge wat nie mag gebeur nie, het jy my aangedoen. Verder sê Abimelech vir Abraham, wat was jou bedoeling dat jy dit gedoen het? En Abraham antwoord, ek het gedink, daar is regtig geen vrees vir God in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak. En sy is ook werklik my suster, sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie. En sy het my vrou geword. En toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het ek aan haar gesê, dit is die guns wat jy van jou kant aan my moet bewys. Op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê, hy is my broer. Toe neem Abimelech kleinvee en beeste, ook slawe en slavinne, en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou Sara het hy aan hom teruggegee. En Abimelech sê, daar lê my land voor jou oop, woon waar dit goed is in jou oë. En vir Sara sê hy, hier gee ek aan jou broer 1000 sikkel silwer. Kyk, dit is vir jou 'n bedekking van die oë met betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat jy in elke opsig geregverdig is. Toe het Abraham tot God gebid, en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. Want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al toegesluit, terwille van Sara, die vrou van Abraham.